Dag sê, ons gaan nou vandag bietjie kyk na die 2017 iMac versus die 2023 iMac. En dan gaan ons die vraag vir mekaar vra, watter een is die beste om te koop? En die ander opgawe waarna ons gaan kyk is poorte, Intel versus M3, skermgrootte en gehalte, OS opdatering en dan gaan ons op die ou end 'n gevolgtrekking maak. So die eerste wat ons daar sien is poorte. Nou, mense hoef net na die prentjies van die poorte te kyk om te besef hoe jong en breed die verskil is, en mense nou verwag het dat die 2023 iMac meer poorte sal hê as die 2017, maar soos julle kan sien daarso, die iMac 2017 is aan die linkerkant, aan die regterkant is die iMac 2023, en dit was nodig om meer spasie te skep vir skrif hieronder, so baie poorte is daar. Soos julle kan sien, daar is 'n onderskeid. Nou, die iMac 2017 het 'n oorfoonpoort, 'n SD-kaartpoort, 4 USB-A poorte, 2 USB-C poorte, en dan het hy nog boonop nog 'n Ethernet-poort. Nou, hou net in gedagte, dis die sogenaamde base model van die iMac 2023 wat ons hier het, maar die punt is, as jy die een wil koop met meer poorte, moet jy omtrent R10.000 meer betaal. En so terloops, die prysverskil tussen die twee is hemelsbreed, ons sal nog daarby kom. Maar as jy kyk na die 2023 iMac, hy het net 2 USB-C poorte en 'n oorfoonpoort. Maar hoe vinnig sê ek my sinne? Slaag. Ek moes lank praat om die iMac 2017 se poorte te beskryf. So hier moet 'n mens in alle eerlikheid sê, sonder om nou lelik te wees of hard te wees of wreed te wees of ongeskik te wees, dat Apple dit gemis het hierso. Heeltemal. Om vir hierdie rekenaar net 2 USB-C poorte te gee en 'n oorfoonpoort is totaal onaanvaarbaar. Jy weet, ek byvoorbeeld werk elke dag van my lewe as ek werk met 'n SD-kaart. Nou het ek nie 'n SD-kaart poort nie, nou moet ek 'n adapter gaan koop net vir 'n SD-kaart wat my ekstra geld kos, plus ek het al agtergekom dat met sekere rekenaars is die adapter so breed en vet dat jy kan niks inprop as jy nie weet, as jy een ingeprop het by die een USB-poort, dan is daar nie plek vir iets anders nie. So jy moet 'n hulp hê. Dis wat hulle van jou verwag, jy moet 'n hulp inplak. Nou ek is nie baie lief vir hulp nie. So nee, die 2017 iMac wen hier loshande. Enigiemand kan dit duidelik sien. Dan kom ons by die Intel versus M3. Wat is die verskille daarso? Nou op die M3 is jy in staat om iOS apps te gebruik, wat natuurlik baie lekker is. Dit is 'n voordeel wat jy nou nie op Intel het nie, en voornamelijk as 'n ou in die stad bly, dan kan jy die apps wat mens koop, so Spark2U en 6060 en daai goed, op jou rekenaar gebruik, wat 'n groot voordeel is. Dan het ons op die M3 ook die wonderlike voorreg en voordeel dat hy baie vinniger aanskakel. As jy hom aansit, dan is hy aan, binne 2-3 sekondes is hy aan. En ons gaan net nou kom by wat jy kan doen om die Intel bietjie vinniger te maak, want die punt is, jy voel die verskil daar. En dan dateer die M3 ook baie vinniger op as die Intel, dis feite. Hy vat 'n paar minute, en hy's baie vinniger wat dit aanbetref. Die Intel grafiekakaart is egter baie beter. Hy sal vir sommige meer voordele kan bied, vir al ouens wat hou van speletjies speel, waar die grafiekakaart 'n groot rol speel. Sal baie meer hou van die Intel. Hy's definitief beter, hy het baie meer, ek wil amper sê, breedte en diepte. Nou, die Intel, wat hom bevoordeel ook, is hy werk beter met sommige programme, sommige sagteware. Ek het byvoorbeeld persoonlik Roland Cloud gebruik. En op die M2 wat ek gehad het, weet nie die M3 nie, maar die M2 wat ek gehad het, het hy vasgehaak. Hy is laai instrument en haak hy net eenvoudig vas. Dit het ek nie op Intel gekry nie. Nou die ander groot ding is, jy kan nie die RAM vervang op die enige M-chip skyfie, enige M-skyfie nie. Jy kan nie die RAM vervang nie, want die ding is, die RAM is geïntegreer met die M-skyfie. So, nie in M3, M2 of M1 kan jy die RAM vervang nie. Terwyl op die Intel rekenaar is dit verspot maklik. Hy het, dink as 2 slots, soos hulle dit noem, waarmee jy dit baie, baie maklik kan vervang. So, dit is 'n groot voordeel wat jy daar het. So jy kan jou RAM meer maak, maar die punt, die gevolg is, as jy
'n M3 iMac koop met 8GB RAM, dan jy 8GB RAM, ek kan jy nou niks daaraan doen nie. Nou, die 2017 iMac, al wat nodig is vir hom, om hom nou te kry, dat hy dat hy die gevoel van 'n M3 kry, is 'n SSD harde skyf. Want hy kom uit met 'n HDD, en dit werk nie so lekker nie, hoor wat ek vir julle sê, hy is heeltemal te stadig. Maar die oomblik wat jy SSD kry, ek het vir myne eksterne SSD gekry, die oomblik as jy dit kry, dan is hy blitsvinnig, dan het hy die gevoel van 'n M-series chip. So, maar die gevolgtrekking wat 'n oudes maak is, die verskil is nie hemelsbreed nie. Dit is maar net spoed, en was nie regtig 'n groot verskil nie. Intel bly steeds die moeite werd. Nou kom ons by 'n interessante ene, die skermgrootte en gehalte. Nou hierso het ons 'n interessante ene. Kyk, ek het nou die 21.5 duim iMac langs die 24 duim gesit vir regverdigheid. Nou, die 2017, soos jy daar kan sien, is 21.5 duim groot. Hy's 'n 4K skerm, en sy resolusie is 1920 by 1080. Nou hier het Apple goeie werk gedoen met die 2023, want hy is daarom 24 duim, hy is nie net 21.5 nie, so is bietjie groter. Hy is nie 'n 4K nie, maar 'n 4.5K display, en natuurlik hier is die groot verskil. Hy het 'n 4480 by 2520 resolusie, so sonder enige twyfel is die skerm baie beter op die 2023, so Apple wel gedaan, daar het julle nou gewys, dis nie ter tegnologie, so nee, skitterend, dis baie beter. Nie dat fout is met die 2017 nie, maar dis net beter. Reg, dan ons opdatering. Nou hier het ons ook voor- en nadele. Die groot nadeel van die 2017 iMac is, jy kan net tot op Ventura opdateer. Sonoma is ons nou uit, en nou is daar, of dit is laas jaar, so nou kom Sequoia uit, interessante naam, hy kom nog uit, so jy gaan glad nie kan opdateer met van Ventura af nie, tensy jy OpenCore gebruik. OpenCore kan wel van waarde wees, maar die probleem met OpenCore, wat jy altyd moet onthou, is, dit bly 'n kloon. Dit bly 'n kloon, so daar gaan sekere goed wees wat net eenvoudig nie lekker gaan werk nie. Ek het nou self al met OpenCore gewerk, so ek weet, sekere van die funksies werk net eenvoudig nie, en dit vat baie lank voor hulle dit reg kry, en so meer. So dis die nadeel van die 2017 iMac, maar wat my betref is dit nie 'n groot nadeel nie, want ek kan ten minste tot by Ventura gaan, so dis wat my betref nie so groot ding nie. Die 2023 iMac is daarenteen in staat om na enige stelsel toe op te gradeer wat uitkom. Dit gaan nog 'n hele paar jaar wees voor hy nou, jy weet, nie sal kan nie. So hy kan met gemak, hy kom uit met Sonoma, en hy kan met gemak opdateer na wat ook al toe kom, seker nog vir die volgende 5 jaar of so. Maar soos ons vroeër gesê het, die 2023 iMac M3 dateer vinniger op. So as spoed 'n faktor is vir jou enige rede, dan daar is hy bietjie vinniger. Maar ek moet sê, bogenoemde is egter nie genoeg rede om die 2017 iMac weg te gooi nie. Definitief nie, dit is regtig, tensy jy nou 'n groot Sonoma aanhanger is en jy weier om Ventura te gebruik. Natuurlik, as jy nou laer gaan, as jy 'n 2015 iMac sou vat, dan is dit 'n probleem, en dan beteken dit jy kan glad nie Ventura toe gaan nie, en dan persoonlik sal ek 'n probleem hê. Maar daar's geen rede om die 2017 iMac oor hierdie redes weg te gooi nie. So wat is die gevolgtrekking? Is eintlik eenvoudig, as jy die 2017 iMac bekyk, net sy poorte alleen, laat hom vir my uitstaan bo die 2023. En nou gaan ek julle 'n skokkende ding sê, want ons het dit nou gebeure vir laaste. Die 2023 iMac kos R33.000, het ek laas gesien. R33.000, dan kry jy 2 USB-C poorte en 'n oorfoon. Nee, daar's nie 'n woord daarvoor in Afrikaans om dit eintlik te verduidelik nie. Enige taal eintlik is daar nie 'n woord om, dis net nie aanvaarbaar nie. Terwyl die 2017 iMac, as jy baie gelukkig is, kan jy hom vir R5.000 kry, dan het jy al daai poorte wat ons genoem het, 4 USB-A poorte al klaar. As jy bietjie minder gelukkig is, kan jy hom vir R10.000 kry, en as jy nou regtig nie so gelukkig is nie, miskien vir 20. Maar jy gaan baie minder betaal vir 'n ding met baie meer poorte. So dit is al klaar vir my op sigself 'n groot verskil. Dan die 2023 ene het natuurlik 'n baie beter en iets wat groter skerm, so dit tel vir hom. Moenie fout maak nie. Dink sy skerm is baie beter, so dit is definitief iets wat mense dalk kan trek.
Die feit dat jy nie die RAM kan vervang nie, is 'n probleem met die 2023 iMac, voornamelijk as jy hou van speletjies speel of iets wat baie, of video's dirigeer, dan het jy maar RAM nodig. Jy weet, so die feit dat jy nie RAM kan vervang nie, is definitief 'n bietjie van 'n probleem. En dan die grafiekakaart van die 2017 iMac is 'n groot voordeel, veral vir ouens wat hou van speletjies, soos ons nou gesê het, jy weet, en enigiets wat groot grafieka eienskappe, waar die sogenaamde graphics baie hoë vereistes het, dan is daai 2017 definitief baie beter, want ongelukkig het Apple nog nie by dit gekom, maar Intel daar kan klop nie. Dan, wat ons ook daar sien is, mens kan maklik, en ons het dit vir mekaar nou nie 100% gesê nie, maar ons kan dit hier vir mekaar nou sê, ons het net nou gepraat oor die prys. Mens kan maklik 3 2017 iMacs koop, vir die prys van 1 2023 iMac. As hy R10.000 kos, argumentsonthaalwe, kan jy 3 van hulle koop vir dan is dit 30, dan bly daar nog R3.000 oor. Jy verstaan, dis net ongelooflik, en mens kan dit net nie oorvertel nie. So, my keuse val op die 2017 iMac, beslis, sonder enige twyfel. Ek kan nie eens daaroor dink nie. Net sy poorte, het ek reeds gesê, is genoeg om vir my te sê, hy is 'n baie beter koop, hy is meer waarde vir geld, sonder enige twyfel. En ek dink ook nie die 2023 iMac is sy prys werd nie, ek is ernstig. Dink nie hy is sy prys werd nie, tensy hy net agter jou nuutste aan is. En ek belieg, ek bely teenoor julle, ek is nie agter die nuutste aan nie. Ek is agter die beste aan. En ek moet vir jou eerlik sê, die nuutste is nie noodwendig die beste nie. Reg, dis dan die gevolgtrekking, of die hele opsomming van die 2017 iMac versus die 2023 iMac.